Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Dinsdagoggend. Dit is regtig 'n baie mooi oggend hier by ons. Vriende, ons gaan voort met Jesaja 41 en wanneer ons vanoggend lees, dan moet jy baie sterk die teenstelling sien. Aan die een kant hierdie groep wat half by mekaar kom en mekaar moet inpraat, want hulle is bang, want hulle kom teen God te staan. So hulle probeer mekaar moet inpraat. Aan die ander kant, God se kinders, wat deur hom moet ingepraat word, en deur hom gesê word, hulle hoef nie bang te wees nie. En jy gaan nou hoor, daar word selfs die woord vriend gebruik. Ongelooflik mooi. So hoor hierdie pragtige teks. Ons lees vanaf vers 5. Die eilande het gesien en is bevrees. Die eindes van die aarde beef. Hulle het nader gekom. Hulle het aangekom. Hulle help mekaar. Die een sê vir die ander, hou moed. Die vakman bemoedig die smid. Die een wat met 'n hamer die een wat met 'n hamer die uitklopwerk doen, bemoedig die een wat op 'n ambeeld slaan. Hy sê van die smeewerk, dit is goed. Hulle slaan die beeld met spykers vas, sodat dit nie omkantel nie. Hierdie beeld is natuurlik 'n afgodsbeeld waarvan gepraat word, né? En hoor nou hierdie groot woord in die Bybel, wanneer ons dit lees, dan moet jy nou aandag staan, want dan is alles nou omgekeer. Vers 8 sê, maar jy Israel, my dienskneg, Jakob wat ek uitgekies het, nakomeling van Abraham, my vriend. Jy, die een wat ek gegryp het van die einde van die aardes af, wat ek van die verste dele afgeroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienskneg, ek het jou uitgekies, jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek en ondersteun ek jou met my seëvierende regterhand. Kyk, hulle sal beskaam staan en verneder word, almal wat vir jou kwaad is. Hulle sal soos niks wees en tot niet gaan, daardie manne wat teen jou 'n regstryd voer. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie, daardie manne wat teen jou stryd voer. Hulle sal soos niks, soos iets nigseggens wees, daardie manne wat teen jou oorlog voer, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand vas. Ek sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek is die een wat jou help. Moenie bang wees nie, wurm Jakob, mense van Israel. Ek is die een wat jou help, is die uitspraak van die Here. Jou losser is die Heilige van Israel. Ek maak jou 'n skerp nuwe dorsvlee, een met dubbelry tande. Jy sal berge dors en fyn maal, en heuwels sal jy soos kaf maak. Jy sal hulle uitwan, die wind sal hulle wegdra, 'n stormwind sal hulle uitmekaar waai. Maar jy sal juig oor die Here, oor die Heilige van Israel sal jy roem. Vriende, so mooi. Hoeveel keer, gaan tel bietjie, hoeveel keer staan daar? Moenie bang wees nie. Ek is die Here jou God, ek is by jou. Dis die belofte van God, die rede vir ons nie bang wees nie, lê net in God se teenwoordigheid. Nee, moenie vrees nie, ek help jou. Ongelooflike woorde van die Here. En 2 keer in ons teks hoor ons die woord maar, want dit die teenstelling is, nee. Hierdie mense hoef so bang te wees en hulle leef in vrees, maar jy Israel, maar jy my volk, ek het jou uitgekies. Maar jy sal juig
oor die Here. Vriende, weet vanoggend, hoor die twee woorde. Die een is dat ek en jy nie hoef bang te wees nie, maar die rede vir dit lê net in God se teenwoordigheid. Niks wat ek en jy doen nie. Net die feit dat God by my en jou is. Die tweede, hoor jy die woordjie maar jy is gekies deur God. Jy is gekies om hom te dien. En mense wat teen jou in opstand kom, mense wat jou aankla, gaan tot niet kom. Maar jy sal juig en die Here dien. En jy sal die Here roem. Amen. Here almagtige God, baie dankie vir hierdie teks. Ja, Here, dankie ook vir die woordjie maar in die Bybel. En dankie vir die groot maar toe die Here Jesus Christus aan die kruis kom sterf het. Ons eer U daarvoor. Dankie dat ons vandag sonder vrees, sonder om bang te wees, kan gaan leef. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en baie geseënde dag hê. Totsiens.